Goeienaand en hartlik welkom hier by my program op 'n Dinsdag aand 6:30 waar ons die Bybelstudie reeks aanbied en ons is vanaand by deel 10 van ons Bybelstudie reeks. So, wat 'n opgewondenheid en die deel wat ons vanaand gaan doen is die Antichrist gees. So terwyl ons so lekker inskakel, asseblief deel dit daar na jou tydlyn toe, deel dit na jou status toe sodat almal dit kan sien en kan hoor. Loof die Here. Ek gaan so lank 'n lied vir ons speel, terwyl ons so wag vir dit wat ons gaan gesels. Waar is ek nou? Lied? Okay. Ja, so. Nou, daar skiet ek nou baie kies. En bid, kom nie in versoeking, koop die tyd, soek die Vader, nugter net soos hy kan jy wees. Moenie dwaal en mislei word nie, glo nie elke gees wat breek, toets die geeste, is hulle uit God of die bose, en druk en probleme, is misleiding groot, staan vas in die waarheid, wat jou vrygemaak het. Waak en bid, kom nie in versoeking, koop die tyd, soek die Vader, nugter net soos hy kan jy wees. Die maatstaf is die woord, die stem van die herder is die woord, ken die woord, leef dit in 'n rein, nederige, opregte hart. Die bose, die Antichrist gees, is in die wêreld wat verlei en beheer, die bose magte in die lug. Waak en bid, kom nie in versoeking, koop die tyd, soek die Vader, nugter net soos hy kan jy wees. Van julle het hulle uitgegaan, glo hulle nie, dit is die Antichrist gees van verleiding. Waak en bid, kom nie in versoeking, koop die tyd, soek die Vader, nugter net soos hy kan jy wees. Waak en bid, kom nie in versoeking, koop die tyd, soek die Vader, nugter net soos hy kan jy wees. Das sy, ons het lekker na die lied geluister. Dit is waar ons Bybelstudie vanaand gaan, is oor die Antichrist gees. Nou ek gaan vanaand, gaan ek 'n beginsel oordra van wie die Antichrist, wat die Antichrist en die Antichriste is, waarvan Johannes vir ons skryf. Maar voor ons gaan begin, kom ons bid net eers lekker saam. Vader, vanaand is ons so dankbaar en opgewonde om in u teenwoordigheid te kan wees. Baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u grootheid, u goedheid, u liefde, Vader. Baie, baie dankie dat u ons help, dat u ons lei, dat u ons deurdra, dat u ons versterk en dat u ons krag gee. U is so wonderbaar, u is so heerlik, Vader, en ons dank en ons loof en ons prys u vanaand vir u heerlikheid en u krag. Dankie dat ons 'n Vader kan hê in die hemel, na wie toe ons kan gaan elke dag van ons lewe en ons harte met hom uitpraat, ons lewe met hom deel. Vader, dit is so kosbaar om te dink, ons het vanaand 'n hemelse Vader. Baie, baie dankie dat ons in u huis kan wees, dat ons kan geniet wat in u huis is. Dankie dat ons u woord kan hê. Dankie dat ons lewe kan hê in u woord, Vader. Baie dankie vir u gees, wat ons siel kom lewend maak het, Vader. U is so wonderbaar, u het vir ons u gees kom gee,
deur u seun Jesus Christus wat ons middelaar is, sodat ons dit alreeds in ons siel kan hê, terwyl daar nog sonde en ongeregtigheid in ons is, terwyl ons dit moet uitroei en uitsorteer en bely. Vader, was u so genadig dat ons alreeds u gees kon hê. Baie, baie dankie daarvoor. Dankie dat u ons kom lewend maak het. Dankie dat u vir ons lewe en onsself kom gee het. Vader, in die kragtige naam van u seun Jesus Christus. Ons loof u net vanaand en ons prys u. My hart is net vol om u te loof en te prys. My hart is net vol om u te dank en te aanbid en groot te maak vir wie en vir wat u is. Baie dankie, Vader, dat ons u net kan verheerlik in hierdie aand. Ek wil bid dat u asseblief vir my wysheid en insig sal verleen vanaand om hierdie boodskap, hierdie diens, hierdie Bybelstudie wat ons aanbied, Vader, so, Here, in u wysheid en in u krag te kan bedien. Vader, u weet is my hartsbegeerte om u wysheid, Here, bekend te maak. Baie, baie dankie. Dit wat u met ons wil praat, dit wat u met ons wil deel. Ons loof u vanaand en ons prys u in die kragtige naam van u seun Jesus Christus. Baie, baie dankie, Vader, in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Is daar foutjie? Ja, ek net as 'n bietjie Vegoetjie. plank op het, net daai mikro daai. Ek gaan net gou so verby jou sluit. Hallo almal. Hallo. Hallo. Bietjie sagter. Dis sy. Dis ons klankie nou reg. Beter. Ag, prys die Here. Dankie vir elkeen wat ingeskakel het, wat weer deel is van ons Bybelstudie vanaand. Vir my is dit 'n groot opgewondenheid om vanaand ook hierdie Bybelstudie met u te kan deel, om so saam met u die studie te kan doen in die woord van die Here. Nou, ek sien ons is so 'n bietjie 'n ander manier wat ons uitsaai, wat so 'n bietjie lekkerder is, dink ek. Ons kan die skrifte ook op die skerm sit en al die dinge. Dis net so 'n bietjie meer technicalities, wat ons so 'n bietjie ons koppe bymekaar moet hou. Nou, vanaand gaan ons die Antichrist gees doen in ons 10de deel van die Bybelstudie. Antichrist gees. Ek hoop almal het hulle handleidingkies byderhand. U kan asseblief aantekeninge maak soos ons gaan. U gaan sien, ek gaan nie presies volgens die handleiding nie, en dit is wat almal so bietjie verwar. Kom ek verduidelik dit net gou vir u. Jy kry wel jou handleiding met al die betrokke skrifte en u gaan sien daar is geweldig baie valse leerstellings wat bespreek word in hierdie deel van die Antichrist gees, wat staan die uitlig, hoe ons onder die Antichrist gees kan verval en al die dinge. Gaan gerus deur dit, gaan lees al die skrifte daaroor. Maar wat ek vanaand beoog om te doen, is om 'n beginsel aan die oor te laat, om te verstaan wie is die Antichrist, wat is die Antichrist, hoe moet ons dit verstaan, hoe moet ons sekerheid kry in die woord, ook oor hierdie saak. Want daar is soveel leerstellings rondom die Antichrist, en ek dink dit is baie keer vreesaanjaende leerstellings, wat ons al gehoor het van jongs af dalk in ons lewe. Ons het al dalk baie films gesien van die wegraping en die Antichrist en al hierdie dinge wat vreesaanjaend is, wat ons bang gemaak het, wat ons voel, o Here, hoe gaan ons hier deurkom en al die dinge. Maar as ons dit reg verstaan volgens die woord van die Here, kan ek vir u sê, daar val soveel laste af en ons verstaan baie meer rondom die woord. En ons weet eintlik waarvoor om versigtig te wees. Dis hy. So dit is wat ek vanaand beoog om te kan doen. Prys die Here. So dit is ons 10de les in die Bybelstudie. Nou volgende week begin ons met die engele. Môre aand 6:30 is dit Stanley in Engels aan die woord, wat hy ook vir ons die Antichrist gees gaan doen in Engels. So dit gaan so 'n lekker opvolg wees op die boodskap vanaand, en dit is natuurlik so heerlikheid. Hy bedien nou weer baie dinge op 'n manier wat jy dalk beter gaan verstaan, of wat ook al die geval mag wees. Jy hoor dit vanaand in Afrikaans, en as hy dit weer bedien in Engels, dan maak dit sommer net vir ons sin, en dit is wat ek nou al by almal gehoor het, dis vir hulle 'n lekkerte en 'n opgewondenheid om dit so in al twee tale te kan hoor. Nou, ek wil begin by die skrif in Johannes 2 vers 18. Johannes 2 vers 18, dis 'n vreeslike operation vanaand hierso. Dis Johannes 2 vers 18, en ek moet nou hierso te keer gaan dat dit daar kan gebeur. Wat hy nou hier vir ons sê, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die Antichrist kom, bestaan daar ook nou baie Antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Okay. So dit is wat ons daar is ek weer terug. So 1 Johannes 2 vers 18 sê vir ons, dit is die laaste uur,
Ons het al gehoor dat die anti-kris kom en dat daar nou al baie anti-kriste is en daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Nou, as ons kyk na die anti-kris en die anti-kriste, nou ons het 'n poll gehad op ons channel en ek dink almal het dit so geniet. Nou, as ek vanaand die vraag kan vra, is die anti-kris 'n enkel vreesaanjaende persoon wat gaan opstaan? Is dit 'n landsleier of 'n land of die pope of wie en wat is die anti-kris? Nou, ek het al gesien, daar is nou baie antwoorde, so ons gaan vanaand hierdie vraag beantwoord. So dit was ons vraag gewees, is dit 'n enkel persoon? Is dit 'n landsleier? Is dit 'n sekere land? Is dit die pope? Of wie of wat is die anti-kris? Nou, daar is baie erge doktrines geformuleer oor die anti-kris en natuurlik baie valse doktrines ook wat nie volgens die woord van die Here is nie. Wat ons baie keer vashou, wat ons gewete kom besoedel het, dat ons so sit met suurdeeg in ons innerlike, in ons harte, dat ons sukkel om die waarheid van die woord te verstaan. Want weet jy hoekom sukkel ons om die waarheid van die woord te verstaan? Die woord is eenvoudig. En omdat die woord baie keer vir ons te eenvoudig is, te maklik is, voel dit vir ons, maar dit kan nie so wees nie. Daar moet iets baie meer wees as wat die woord vir ons skryf. En as 'n mens jou hart kan oopmaak en die eenvoud van die evangelie kan verstaan en dit kan aanvaar in jou hart, kan ek vir jou sê, daar is so 'n vryheid en 'n heerlikheid rondom die evangelie. Want anders is dit baie dinge wat mens vashou in sekere areas van 'n mens se lewe. Amen. Nou, as ons kyk na hierdie skrif, dan sien ons dat Johannes het hier vir ons gesê, dat julle het gehoor die anti-kris kom, en daar is nou reeds baie anti-kriste, so dit het al gebeur. Toe Johannes die brief vir ons geskryf het, was dit al presies wat gebeur het. So van daar af kom die anti-kris al. Okay? So as ons dit al reeds kan verstaan, en die anti-kriste, dan kan ons die woord beter verstaan rondom wie en wat is die anti-kris. Dan wag jy nie vir 'n sekere persoon wat gaan opstaan, wat hierdie vreesaanjaende persoon is gaan wees, wat gaan sê ek is die anti-kris nie. Jy weet, volgens die woord van die Here het dit al op 'n sekere tyd begin. Die anti-kris was al reeds daar is nou baie anti-kriste. So, en as mens kyk in die Nuwe Testament, hoeveel dinge is aangespreek van die verleiers en die anti-kriste en al die dinge, al die valse doktrines en alles wat uitgesorteer moet word, kan ek vir sê dit al reeds daai tyd begin. Dit is nie iets niets nie. Daardie laaste uur al begin. Daardie laaste uur al begin. Nou, wanneer het hierdie laaste uur begin? Kom ons kyk gou. Die laaste uur het begin met die dood en opstanding van die Here Jesus Christus. Toe die Nuwe Testament bekragtig is, verseël is, deur die uitstorting van die Heilige Gees, kon die aanvang van die anti-kriste ten volle werksaam wees, saam met anti-kriste onder hom. Okay, so dit het al reeds daardie tyd begin, en anti-kris beteken teestander. Dit is wat anti-kris beteken, teen Christus. Okay, anti-kristies. Okay, so kom ons lees, wie is die teestander volgens die woord? Nou kom ons kyk na 1 Petrus 5 vers 8, ons gaan so lekker hier deurgaan. Ek gaan die skrifte vir ons op die skerm sit, sodat ons dit ook kan lees. As hy. Wat sê papa liefie? Sê daar's nog miljoene highlights. Ja, daar is nog miljoene highlights, maar dis okay. Ons highlight dit sommer so. Dis fyn. So hy sê vir ons in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So hier sien ons die anti-kris, die teestander, is die duiwel. En hy inspireer natuurlik die anti-kriste onder hom om te opereer in sy leen, as ek dit so kan stel. Okay, so, hy was nog altyd die teestander gewees, vandat hy geval het, vandat hy uit God se teenwoordigheid uitgedryf is, was hy teen God. Hy was die teestander van God, die grootste teestander van God wat daar ooit kan wees. Okay, en hy het van die begin af gepoog om die mens
ongehoorsaam te kry teenoor God. Dit was sy groot saak, om die mense verlei om teenoor God ongehoorsaam te wees. Nou in die begin, en dit is natuurlik altyd waarin ons moet teruggaan om die hele saak te kan verstaan van waar alles vandaan kom, want ons 'n skrif in Korintiërs wat vir ons 'n mooi leidraad gee, en ons gaan nou by hom uitkom, so ons moet teruggaan na die begin toe, wat Paulus ook vir ons skryf in Korintiërs. Nou in die begin was die mens se siel geskape, en hy was in God se teenwoordigheid, en God het sy gees in die mens natuurlik ingeblaas, wat hulle lewende siele gemaak het. Hulle was na God se beeld om God gehoorsaam te wees. Nou Satan is 'n geestelike wese, en hy het die mens se siel in die geestelike wêreld verlei. Die mens wat siel was op daardie stadium, het hy in die geestelike wêreld verlei, deurdat hy ingekom het in die tuin van Eden, want die mens was in God se teenwoordigheid in die tuin van Eden. God het met hulle gewandel in die tuin, so hulle was in God se teenwoordigheid gewees. En hy het ingekom deur die slang, om Eva se sinne te kom verblind, deur die aanhaling van God se woorde. So hy het God se woorde vir Eva kom aanhaal, en vir haar gesê, het God nie so gesê nie. En sy het dadelik, toe sy God se woorde hoor, het haar hart oopgemaak, en haar sinne is verblind, en sy het begeer dit wat hy aan haar voorgehou het. So die eerste sonde wat plaasgevind het, was begeerlikheid gewees. Dis dit nie verskriklik nie. Nou God se woord is 'n gebod, en dit staan vas en dit kan nie verander nie. En die mens voel baie keer dat God sal verstaan. Nou, as ons daarna kyk, sien ons dat daar is 'n gevolg wanneer ons God se woord ongehoorsaam is. God se woord staan vas. Dit gaan nie verander omdat ons sekere verskonings het of situasies het of wat ook al die geval mag wees. God se woord staan vas, en hy het vir Adam en Eva gesê, julle mag nie eet van die boom van kennis goed en kwaad nie. Julle mag wel van die ander bome in die tuin eet. En God se woord het vasgestaan. Nou Satan wou die krag van die mens se siel, Satan wou die krag wat die mens in sy siel gekry het, gebruik teen God. Is dit nie verskriklik om daaraan te dink nie, want God het sy gees aan die mens gegee om 'n lewende siel te word, en Satan wou die mens gebruik wat die krag van God in hom gehad het, teen God. Hy wou heers in die geestelike wêreld. Nou, hy het wel die krag om te verlei, maar hy wou die krag van God gebruik, deur die mens wat sy gees het in sy mag om te heers in die geestelike wêreld. So hy wou meer krag bekom het. Hy het krag om die mens te verlei. Hy het krag om te verlei, altyd. Okay? Maar hy wou meer krag bekom. En hy het geweet, daar is die gees van God is in die siel van die mens, en daarom wou hy die mens gebruik met die gees van God, om sy vuil werk te doen. Amen. En om in die ewigheid te heers. Okay. Yes. Amen. So hy verlei met sonde, en hy gebruik God se woord om dit reg te kry. So ons het dit nou gesien toe hy met Eva gepraat het, en hy het God se woord geuiter aan Eva, Amen. het sy haar hart oopgemaak. So hy gebruik God se woord om by die mens in te kom. Yes. Okay, om sy hart oop te kry. So ons moet dit nooit vergeet nie. Nou, die heel eerste sonde wat hy gedoen het, was natuurlik begeerlikheid, en sy begeer om van hierdie vrug te eet van wat sy gesien het, van Satan. Nou sy vrug van ongeregtigheid maak 'n skeiding tussen ons en God, en dit is die vrug van die dood. Nou as ons aanhou om sy vrug te eet, sal ons siel in duisternis beland, verwyder uit God se teenwoordigheid, soos wat by die mens gebeur het in die begin. So Eva het haar hart oopgemaak, sy het die vrug geëet, en omdat hulle dit gedoen het, was hulle uitgedryf uit God se teenwoordigheid, want sonde kon nie voor God staan nie. Daar kan geen sonde in God se teenwoordigheid wees nie, want daar was nog nie vergifnis gewees nie. God kon die mense nie vergewe op daardie stadium nie.
So dit is hoekom hulle uitgedryf moes word. En hulle siel het in die duisternis beland en God het vir hulle die rokke van vel geskape, sodat hulle siel en hulle aardse liggaam aan mekaar verbind kon wees, sodat God hulle siel kon loskry. Okay. Nou die oomblik toe die mens van die vrug eet, toe is sy oë oop vir sonde. Okay, en van daar af was dit nog altyd die geval. Dit het nog nooit verander nie. Nou die siel van die mens was natuurlik baie jare vasgevang onder die mag van Satan. Elke siel wat gesterf het voor Jesus was hel toe. Nou hy het die sleutels van die dood en die doderyk in die hande gekry, deurdat die mens vir sy begeerlikheid geval het. Amen. So Jesus moes kom, sodat daar 'n genuwe gebod bekragtig kon word van vergifnis en genade. Dit is die enigste manier hoe die mens se siel wat verlei was deur Satan kon loskom onder sy mag. Want Yes, elke siel was in die hel gewerk. Yes. Dit kon nie anders wees nie, want hy het die mag gehad oor die mens se siel. So elkeen in die Ou Testament was hel toe gewees. Nou daar kon nie vergifnis wees van sonde nie, want bokke en stiere kon nie sondes wegneem nie. Nou terwyl die mens nog terwyl die mens nog die gees van God in hulle siel gehad het voor die vloed, het Satan die mens geïnspireer om geweldige sonde te doen, terwyl die gees in hulle was. Dis eintlik verskriklik om aan te dink hoe brutaal Satan is, hoe hy die mens ophits. En natuurlik, dit was geweldige sonde wat die mense kon uitdink met die gees van God in hulle. Nou, God, was so erg geweest dat God 'n vloed moes bring om al die ongeregtigheid uit te wis op die aarde. Toe het God sy gees onttrek uit die siel van die mens uit en Satan kon toe nou net die mens verder verlei met sonde. Nou, God gee die wet aan die mens om hom in bewaring te hou, maar die offers kon die mens nie ware vergifnis skenk nie. Dit het hulle net herinner aan die sonde. Dit het my nogal getref vandag. Kom ons lees gou weer die skrif in Hebreërs. Dit is nogal so amazing dat ons kan sien hoe belangrik Jesus was om te kom. Nou as ons kyk na Hebreërs 10 vers 1, Hebreërs 10 vers 1 tot en met 4. Kom ons gaan kyk gou daar. Want ek moet hom nou hier opvang, nee. Okay. Want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offer wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jare in herinnering aan die sondes wat die bloed van stiere en bokke onmoontlik nie kon wegneem nie. Dis eintlik verskriklik om te dink. So hulle was eintlik maar net die hele tyd herinner aan hulle sonde. Nou Jesus kom aarde toe in 'n vleeslike liggaam. Nou die mens, cookies, ek moet net gaan transition. Hier's ek weer. Nou, Jesus kom aarde toe in 'n vleeslike liggaam. Die aarde is in die begin deur Jesus geskape en die mens is ook deur Jesus geskape. So dit was sy verantwoordelikheid om die mens te kom bevry. Want hy moes kom sterf, hy moes die offer kon bring, sodat die mens se siel bevry kon word, sodat daar versoening met God kon plaasvind. Dis al manier hoe die mens kon loskom. Amen. Nou, as ons nou kyk dat hy het nou eers vir Eva in die woestyn, in die tuin van Eden kom versoek. En hy kom weer, so brutaal as wat hy is, en hy kom versoek vir Jesus in die woestyn, weer eens met begeerlikheid. Dis hy nie brutaal nie. So dit was die eerste sonde. Dit was die eerste vrug wat na vore gekom het in die mens se lewe wat hom sy ewigheid gekos het. En hy kom na Jesus toe met dieselfde versoeking. Nou kom ons lees gou hierdie skrif. Dis 'n baie cool saak om te verstaan. Kom ons lees gou hier in Lukas 4 vers 5 tot en met vers 8.
Lukas 4 vers 5 tot en met vers 8. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. Vers 5 is nou jou. Ja, ek gaan hom. Cookies, daar is hy. Lukas 4 vers 5 tot 8. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir hom: Ek sal al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. So wat het Satan hier kom doen? Hy het kom openbaar dat die mag wat hy het, is hierdie aardse dinge. Alles wat ons op aarde sien en beleef, dit is Satan se mag. En dit is waarmee hy die mens wil verlei. Dit is waarmee hy van die begin af die mens verlei het. Maar Jesus het nie vir hierdie versoeking geval. Amen. Want Satan wil nie eers hierdie aardse dinge hê nie, want hy's 'n geestelike wese. Hy kan niks met die aardse dinge doen nie. Yes. Dis al mag wat hy het. Hy kan net die mens verlei met iets wat hy nie eens kan gebruik nie. Dis eintlik scary om aan te dink, okay? Nou Jesus het nie vir hierdie begeerte geval nie, want hy het gedurig deur sy Vader gesoek. Hy was gedurig in gesprek met sy Vader. Hy het gewaak en gebid, en dit is hoekom ons as kinders van die Here die opdrag kry om te waak en te bid, sodat ons nie in die versoeking kom nie. Gedurig deur moet ons voor die Vader wees en waak en bid, sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel. Okay, want hy's gedurig daarop uit om te verlei. Sy verleiding is oor die hele wêreld. Die versoeking is elke dag daar. Elke dag is elke versoeking daar waar ons oor moet heers. Okay, so as jy nie God gaan soek nie, gaan jy vir sy versoeking val. Jesus het sy Vader gesoek, dag en nag, en daarom het hy die krag gehad om hierdie versoeking te weerstaan. Okay. Amen. So, dis mooi. Nou Jesus het geen sonde gehad nie. Hy het vir geen begeerte geval nie. Hy het geen drank toegelaat in sy lewe nie. Hy het geen verkeerde gedagte vir 33 en 'n half jaar toegelaat in sy lewe nie. Hy het geen verkeerde daad gepleeg nie, want as hy enige iets gedoen het wat sonde was, sou hy onder die mag van Satan wees. En Jesus moes sterf en hy moes in die doderyk ingaan met sy siel wat die Gees van God ingehaat het. En hy moes die gevangenes gaan losmaak het, hy moes hulle gaan bevry het. En hy moes die sleutel van die dood en die doderyk terugkry. Hy moes vergifnis vir die mense skenk, hy moes gawes gaan losmaak. Daar was soveel dinge wat Jesus op daardie oomblik moes doen. En as hy vir 'n splitsekonde geval het vir 'n sonde, sou Satan sy siel in die hande gekry het in die doderyk, dan kon hy nooit daar uitkom nie. Daar sou so nooit ooit verlossing vir die mens, vergifnis, versoening, niks gewees het vir die mens. Dit is skrikwekkend om daaraan te dink, en baie keer dink ek, ons besef nie altyd wat die dood van Jesus werklik beteken het. Wat het gebeur met die dood van die Here Jesus Christus? Daar het soveel dinge gebeur in daardie oomblik. Nou, laat ek net gou verder gaan. Nou, toe die Here Jesus Christus opgestaan het uit die dode, en voor hy opgevaar het in die hemel, het hy vir sy disippels gesê, hy het oor hulle geblaas, en hy het gesê, hy ontvang die Heilige Gees, en hulle moes gaan wag in Jerusalem, sodat hulle kon aangedoen word met krag. Nou, dit was die uitstorting van die Heilige Gees. Okay. Nou, vanaf die uitstorting van die Heilige Gees, kon die mens, wanneer hy homself bekeer, die Heilige Gees ontvang. So, die mens maak sy hart oop, hy bekeer homself, God skenk hom die wedergeboorte,
God besny die hart, jy kan nie vir God voel nie, nooit nie. So as jy daai hart oopmaak, jy bedoel werklik jou saak met God, dan besny hy jou hart en hy gee vir jou die Heilige Gees. En dan kan jy ook vergifnis kry van jou sonde, jou ou lewe word afgesny, dis amazing om daaraan te dink, jy's hierdie nuwe lewe, jy's hierdie onskuldige, sondelose mens wat se sonde afgesny is, jy hoef glad nie rekenskap te gee vir daai vorige lewe nie, jy's rein en skoon voor God. Nou op daardie stadium, dit is wat hy met Adam en Eva ook gedoen het, hulle was rein, hulle was skoon, hulle was naak. Okay, hulle was nie kaal nie, hulle was naak, hulle het nie sonde gehad nie, hulle het niks gehad om hulle oor te skaam nie. Nou die oomblik wat jy tot wedergeboorte kom, het jy hierdie nuwe lewe, jy kan jou oor niks meer skaam nie, want jou ou lewe is afgesny, dis rein, dis skoon, jy raak 'n maagd in God se koninkryk. Is dit nie amazing nie? Asof jy nog nooit 'n ou lewe gehad het nie, nog nooit voorheen gesondig het nie. Dis amazing om daaraan te dink. En wat is die brutaliteit van Satan? Wanneer jy hierdie skoon, rein, weergebore kind van God is. Hy kom met sy verleiding. Hy kom met sy sonde. Hy kom om jou oë weer oop te kry vir die begeerlikheid van hierdie wêreld. Dis crazy gestaan. Okay, so hy wil weer jou hart oopmaak, hy wil weer jou gedagtes oopmaak vir hierdie wêreld. So, Ek dink as ons al hier kan kom, kan ons al baie dinge vanaand verstaan. ja. As ons hart werklik kan oopmaak vanaand. Ek sê vanmiddag vir Stanley, weet jy wat? Ek dink hoekom ons nie die woord werklik ons eie kan maak nie. Ons is in so verdedigingsmeganisme teenoor die woord. Want die woord spreek ons aan, die woord openbaar ons lewe, die woord openbaar ons harte. Hy openbaar wat reg en verkeerd is en al die tipe van dinge. Maar ons is baie keer op so verdedigingsmeganisme dat dit onmoontlik is vir die woord om werklik ingang te vind in ons hart, in 'n edele hart. Want die hart staan teë, die hart wil nie hoor nie, die hart wil nie verstaan nie. Die hart is so bang, hy verloor dinge op aarde. So, Is dit nie so nie? En dit is wat ons so verdedig. En dit is hoekom die woord eintlik kragteloos is in ons lewe. dit is so. Dit kan ons nie verlos nie, dit kan ons nie vrymaak nie, want ons neem dit nie aan in 'n rein en 'n skoon en 'n edele hart nie. Nou kom ons gaan verder. Okay. Ja, So, dit is eintlik verskriklik om daaraan te eerste dink. versoeking tref ons weer. Die eerste versoeking wat Adam en Eva gehad het, die versoeking wat Satan na Jesus toe meegekom het, kom hy na elke kind van God toe, wat sy lewe met die Here reggemaak het. Daai eerste versoeking is weer daar. Okay. Ja, dis heavy om daaraan te dink. Heavy. Nou, Christene natuurlik val vir sy oortuiging van begeerlikheid. En die wat hierdie oortuiging glo van harte, dra dit dan ook weer oor aan ander. So hy gebruik hulle om sy vuil werk namens hom te doen. So, Okay. So hy kom met sy oortuiging. Jy aanvaar die Here Jesus Christus, jy is hierdie skoon, rein, heilige, weergebore kind van God. in die tuin van God, In die tuin van God. in die akker van God. In die akker van God. So, Okay. En hy kom met sy slinksheid en hy kom verlei jou weer om te val vir begeerlikheid. Want die meeste keer, die eerste prediking wat jy hoor, is dit moet met jou goed gaan. En ons raak onvergenoeg met ons lewe, want nou sit ons in 'n situasie en ons het omstandighede en al hierdie dinge en ons gryp daai woord aan met ons lewe, want ons wil hê dit moet beter gaan met ons op hierdie aarde. In plaas daarvan dat ons werklik kan verstaan waaroor die evangelie gaan. Nou, as ons kyk na 2 Korintiërs 11 vers 3. 2 Korintiërs 11 vers 3.
Okay. Hy sê hier vir ons, maar ek vrees, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle dit goed geval. So hier kan ons al klaar sien dat die mense hart gaan baie vinnig oop vir die verkeerde dinge. Want mense is op soek, as jy net as kind van die Here, as jy net tot bekering gekom het, dan gaan soek jy en jy gaan soek daar en jy luister hier en jy kyk daar en jy koop hier en jy besit daar en jy gaan aan, jy wil alles bekom in die evangelie. En jy's honger en jy wil weet wat aangaan en al die dinge. En natuurlik kom daar baie prediking na 'n mens toe. En dit is wat die woord sê, aanvaar nie elke prediking nie, aanvaar nie alles in wat jou oë sien nie, aanvaar nie alles wat uitgegee word nie, want jy moet die geeste op die proef stel, of dit uit God is. Nou ongelukkig, ons as kinders van die Here maak net ons harte oop. Ons neem net in, ons maak net deel van ons slurp op. En so kry Satan die houvas weer oor ons siel, oor ons innerlike. Nou, as ons kyk na, ek net gou hier kyk. As ons nou hierso kyk, hoe kry jy dit reg om ons te verlei? Want onthou net, Satan is nie by magte om aarde toe te kom en fisies met my te kom praat en vir my te kom sê en my te kom verlei met sonde nie. Okay? So hy kan nie fisies op aarde wees met sy geestelike liggaam en my kom verlei nie. Want die woord sê vir my so mooi in 1 Korintiërs 10 vers 13. Kom ons kyk gou 1 Korintiërs. Dis vreeslike goed. 10 vers 13. Dis sy. Kom ons transition omgaan. Hy sê vir ons so mooi hierso. 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra. So wat sê die woord hier vir ons? Wat sê die woord hier vir ons? Dat Satan kan nie in sy geestelike toestand na ons toe kom en ons kom versoek nie. Okay? So, geen versoeking wat ons sal deurgaan, gaan nie menslik wees nie. So elke versoeking wat ons sal deurgaan, gaan menslik wees. Daarom moet hy iets anders gebruik om ons te versoek. En wat is dit? Hy gebruik mense. Okay? Nou, hoe gebruik hy mense? Nou, die wat eers rein en skoon was, wat hulle hart oopgemaak het, wat die Here Jesus Christus aangeneem het, wat weergebore kinders van die Here was en alles, kom hy met sy valse interpretasie van die woord en hy oortuig hulle met die woord van die Here. En wanneer so 'n persoon val vir die leuen en hy maak sy hart oop vir die leuen en hy voel dit is presies wat die evangelie is en dit is presies waaroor die evangelie gaan en hy wandel in daai begeerlikheid en hy gaan aan met daai begeerlikheid in sy hart en hy begin dit ook oordra aan anders en hy raak 'n prediker van ongeregtigheid, dan word hulle die antichriste onder leiding van die antichrist. Amen, daar sê nou. Okay, so Satan is die antichrist en almal wat deur sy boosheid oortuig word, is antichriste. So dis nie te sê, dit is 'n man wat sê hy is Jesus daar in die berge en hy is die antichrist en dis die antichriste en al die dinge soos wat die mens dink nie. Dis weergebore kinders van die Here wat verlei word. Hulle het nog die gees van God in hulle innerlike. Hulle gaan nog kerk toe. Hulle gaan nog kerk toe, hulle doen nog die regte ding. Nou, hoe weet ons dit? Want hy sê, in Johannes 2 vers 19, Johannes 2,
1 Johannes 2 vers 19, sorry, 1 Johannes 2 vers 19. Kom ons kry gou die skrif daarop, 1 Johannes 2 vers 19. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. So, wat sê Johannes hier vir ons? Dat dit is mense wat saam met hulle die Here gedien het. Wat deel was van hulle. Hulle het onder hulle uitgegaan, want hulle was oortuig deur Satan se leuen. Okay? En hulle het uit hulle uitgegaan en die evangelie van valsheid gaan verkondig. Okay? So, die antichriste was eers kinders van die Here. Dis skrikwekkend om aan hierdie goed te dink. So, Okay. so En is dit die is, antichrist op ander plekke. ja, ons gaan soek die antichrist en die antichriste op ander plekke. So, Maar dis presies wat dit is. En as 'n mens as kind van die Here kan verstaan, wat is jou verantwoordelikheid in jou geestelike lewe om die Here werklik te soek in jou binnekamer, om nie te val vir die versoekings nie, om te verstaan, die geeste op die proef te kan stel, om te kan weet wat is uit God uit en wat is nie uit God uit nie. Maar omdat kinders van die Here lui is, hulle lees nie self die woord nie, hulle slurp alles op vir soetkoek, hulle gaan agter mense aan wat baie dinge sê. Hulle gaan lees nie self, is dit so? Gaan ondersoek die woord, gaan soek God die Vader in hulle binnekamer, om werklik daai verhouding met die Here te hê nie. En dit is waarom ons moet waak en bid. Ons moet werklik standvastig wees, ons moet onbeweeglik wees, dat verskillende leringe ons nie soos golwe heen en weer kom slinger nie. As jy iets hoor, as jy iets sien, dat jy sal weet, maar dit is nie die waarheid van die woord nie. Dit is nie wat ek aan die begin ontvang het nie. Dis 'n ander oortuiging. Okay? So dit is amazing. Ons moet standvastig en onbeweeglik wees om te kan onderskei in ons lewe. Dis nie allerhande snaakse dinge gaan wees wat jy gaan onderskei nie. Jy gaan kan hoor wat is waarheid en wat is leuen. yes. Jou ore sal besny wees. Jy sal Amen. verstaan wat die waarheid van die woord is. Dit is hoe jy die gees onderskei. Okay. So, Nou, jy kan gerus lees in die handleiding. Stanley het geweldig baie vir ons geskryf oor al die valse predikings wat daar is. Hy het dit baie mooi verduidelik daar van hulle wat al reeds in die Nuwe Testament genoem is. So asseblief gaan daar deur, kyk na die skrifte, alles daar, dis baie mooi uiteengesit. En nou kom ons kyk gou-gou, as ons na die woord van die Here kyk. in Johannes 4. Ja, wat dan eers. Ek het dit al klaar gelees. In Johannes 4, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of dit uit God is, want baie valse profete het uit die wêreld uitgegaan. Okay. Kom ons kyk gou na 2 Petrus 2 vers 1. 2 Petrus 2 vers 1 tot en met vers 3. 2 Petrus 2 vers 1 tot en met vers 3. Maar daar was ook valse profete onder die volk. Onder die volk. Net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. En baie sal hulle verderflikhede navolg. Dis presies wat gebeur. Onder die kinders van die Here gaan daar mense uit wat valse predikers, valse leraars is, en baie volg agterna. En om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. En uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf slymer nie. So al hierdie dinge, die verleiding van Satan, maak dat jy in duisternis gaan beland. En dit is hoekom dit so belangrik is om hierdie dinge te verstaan. En gewoonlik gaan dit uit hebsug. Dit gaan oor begeerlikheid, dit gaan oor geldgierigheid. Dit gaan daaroor, dit moet goed gaan met ons op hierdie aarde. Dis die prediking wat jou wegsleep van die waarheid van die woord.
Titus 1 vers 12 tot 16. Titus 1 vers 12 tot 16. Een uit hulle, hul eie profeet het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongediertes, lui buike. Hierdie getuienis is waar, daarom moet julle hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in hulle geloof kan wees. En hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk nie. Alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeldes en die ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. So daar's baie leerstellings wat jou gewete so besoedel, dat jy sukkel om die waarheid van die woord aan te neem. Is dit reg, my man? Dis 100%, ek sien net die skrif is op die skerm. Wezen. Daar's ek. Okay, so dit is geweldig. Daar is soveel leerstellings wat 'n mens wat jou gewete besoedel. As ons kyk na die een van wat ons nou gedoen het met maak jou huis skoon. Hoeveel mense se gewete is besoedel om te dink dat daar 'n gees in 'n dooie stuk ding is, in 'n huis se muur wat gesal word, in 'n kar, in 'n TV, in ornamente, in beelde. Dit besoedel jou gewete so, dat jy sukkel om die waarheid van die woord aan te neem, om los te kom, om vry te kom van daardie leerstellings. Nou dis al hierdie dinge wat my so besoedel, die Joodse fabels en al hierdie dinge, dat 'n mens nou God op sy Ou Testamentiese name moet aanspreek, en Jesus is half uit die prentjie uitgehaal in baie leerstellings. So mense sukkel, is Jesus nou God, is Jesus nou nie God nie? Dis allerhande sulke leerstellings wat jou so besoedel, wat jou so vashou, dat jy nie meer die vryheid van die evangelie kan beleef nie. Nou, Satan is die teestander, die antichrist, en hy het baie antichriste onder hom, en ek dink ons het dit nou so gesien in die woord van die Here ook. Okay, daar het ons nou klaar gelees. Nou, Satan is daarop uit om ons gedagtes weer vas te kry op hierdie aarde. Hoekom dink julle so? Kom ons lees gou hierdie skrif. Dit is 'n baie interessante skrif. 2 Korintiërs 4 vers 3. 2 Korintiërs 4 vers 3. Kom ons lees dit gou so lekker saam. 2 Korintiërs 4 vers 3. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges. Nou, as ons kyk na die ongelowiges, onthou net die woord is geskryf vir die gelowige. Nou hierdie is gelowiges wat afvallig geraak het, wat nou genoem word ongelowiges. So hier praat die woord nie van die sondaar nie. Hy praat van die wat afgeval het van die geloof. En wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Okay? Sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie op hulle sou skyn nie. So wat kry hy reg? Hy is die God van hierdie aarde. Hierdie aarde is aan hom oorgegee. Hy gee dit aan wie hy wil. Al die begeerlikhede, al die skatte, al die rykdom, alles op hierdie aarde is aan Satan oorgegee. Okay? En hy gee dit vir wie hy wil. Hy is die God van hierdie aarde. So wat wil hy met die kind van die Here reg kry? As ons nou mooi daaraan dink. Hy wil hê die kind van die Here moet hom aanbid. Die kind van die Here dink hy is nog besig met God. Hy dink hy is nog besig met sy geestelike lewe. Maar in die meantime het Satan al so bedrieg en so verlei om die woord so te verdraai met sy interpretasie, dat die kind van God alreeds besig is met die God van hierdie wêreld. Dis skrikwekkend om daaraan te dink. Hulle sinne is al so verblind, soos wat hy met Adam en Eva gedoen het. Hy het haar sinne verblind, haar sinne was bedorwe gewees. Dit is wat hy met die kind van die Here doen. Want as jy hierdie valse prediking op valse prediking inneem, gaan jy dit naderhand glo.
Jy gaan naderhand voel, dit is hoe dit moet wees. Jy gaan ook die skrif so begin insien. Dis eintlik verskriklik om daaraan te dink. So dit is wat Satan poog om te doen, dat hy aanbid word en nie God nie. Ag, daar is ek alweer. So hy poog dat hy aanbid moet word en nie God nie. So die groot saak om te verstaan is dat Satan poog om die mens weer in sy mag te kry. Om weer die mag oor die mense siel te bekom. Want as jy sy prediking glo, as jy sy interpretasie glo, as jy onder sy verleiding kom, het hy jou weer in sy mag. Jou siel is weer in duisternis. Dis verskriklik. Okay. Nou, die antichriste, wat onder die antichrist is, werk baie hard en gebruik hulle krag, die gees wat hulle nog het, om Satan se interpretasie van die woord te bekragtig. Want onthou net, vir 'n tyd lank het jy nog die gees van God in jou hart, as kind van God. En God besluit op 'n stadium, wanneer hy jou gaan oorgee aan die krag van die dwaling, ons weet nie op watter punt dit is nie. God se gees bly trek, God se gees wil jou red, God se gees wil jou losmaak en vrymaak en oortuig. Maar baie keer is ons so vas in ons verstaan van die verleiding, ons val so onder dit in, dat God jou naderhand oorgee aan die krag van die dwaling, om die leuen te glo. Nou, ons kan nie sê wanneer dit is nie, ons kan nie sê 'n persoon is al oorgegee nie, dit is God se saak. Okay. En terwyl die gees van God nog in hulle is, gebruik Satan die krag van die gees in hulle, terwyl hulle die woord bedien, om die mens te verlei. Dis erg. Want dit is 'n prediking van begeerlikheid. Dis 'n prediking wat 'n beeld oprig. As ons kyk na die Christelike kerk op hierdie stadium, daar's 'n beeld wat opgerig word van begeerlikheid. Daar's 'n beeld wat opgerig word van voorspoed. Daar's 'n beeld wat opgerig word van die beste. Jy moet hê, jy kan nie tekorte hê nie. God wil vir jou gee. Jy mag nie arm wees nie. Dis 'n vloek. Jy moet gesond wees. As jy siek is dit 'n vloek. En al hierdie dinge word gepredik. En mense aanvaar dit en hulle voel dit is geloof. En op die einde van die dag, as 'n mens kan verstaan dat Satan gebruik die skrif en hy verdraai dit so om by hierdie leerstellings in te pas en die mens maak sy hart oop vir die leerstellings. En hy bedien dit en hy leef daarin. En intussen dien hy die God van hierdie wêreld. Ja. Hy het afgeval van die geloof. Nou ons gaan mooi nou na daai skrifte kyk. So dis 'n ander Jesus wat verkondig word, dis 'n ander gees wat verkondig word, dis 'n ander Jesus wat verkondig word. Dis nie die Jesus wat ons ken van nederigheid en van dienskneg nie. Nou, almal wat besig is met daai evangelie, is opgeblaase, want Satan is opgeblaase. Satan is nie nederig nie, hy is hoogmoedig. En die opgeblaasenheid is 'n vleeslike gesindheid. En die liefde is nie opgeblaase nie. Dit is so. Dis amazing om daaraan te dink. Die liefde is nederig. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Hy praat nie groot nie. En as mens kyk na hierdie tipe van prediking en dinge, dis groot pratery. Dis opgeblaasenheid. Dis ego. Dis al hierdie dinge wat uitgebeeld word in hierdie prediking van die woord. Nou kom ons kyk na 2 Timoteus 2 vers 4. 2 Tessalonisense 2 vers 4. Ekskuus, 2 Tessalonisense 2 vers 4. Hy sê die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nou, hy sit al klaar in mense se harte, want onthou net, jou hart is 'n tempel. So hy is al reeds in die hart.
En hy gee voor dat hulle nog besig is met God, terwyl die valse prediking uitgaan. Maar ons is nie meer besig met die Jesus wat van die begin af aan ons verkondig was nie. Jy is besig met 'n ander God, jy is besig met 'n ander gees, as jy hierdie dinge aanvaar. En dit is hoekom ons dit vanaand so mooi moet verstaan, dat wanneer ons die Here dien, moet ons nugter wees, ons moet waaksaam wees, ons moet verstaan, ons moet waak en bid, ons moet God soek in ons binnekamer, sodat ons waaksaam kan bly en nie verlei word nie. Nou terwyl hierdie valse prediking uitgaan, word Satan se oortuiging die hele tyd versterk. Nou, hy sê ook vir ons hier so mooi in 2 Timoteus 3 vers 5. 2 Timoteus 3 vers 5. 2 Timoteus 3 vers 5. Is ons almal nog by? Yes. Hy sê, want mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het, keer jou van hierdie mense af. So daar's nog 'n gedaante, hulle doen nog Christelike goed, daar's nog gemeentes, hulle sing, hulle predik die woord, al die dinge is nog daar, maar die krag is natuurlik die Heilige Gees wat oortuig. So, Die krag van oortuiging is nie meer daar nie. Dis verloon. Daar's net 'n gedaante wat oorgebly het. ja, So God gee hulle wat nie 'n liefde vir die waarheid het nie, oor om die krag van die dwaling te glo. En dis 'n krag. Dis eintlik skerry om daaraan te dink. Nou, om alles mooi saam te vat in hierdie Bybelstudie, gaan ek oorgaan na Openbaring 13 toe. Want ons het nou mooi gesien van die antichriste onder hom, die valse predikers, die valse profete en al hierdie dinge. En uit hierdie geleedere van die Christelike wêreld staan daar 'n valse profeet op. Okay? Dis 'n dier wat opstaan, die valse profeet. So ons lees hierso in Openbaring 13 van 2 diere. Okay, kom ons gaan kyk gou-gou. Openbaring 13. vers 1 tot 12 is die een dier en dan is die ander dier. Ja, so die een dier is Openbaring 13 vers 1 tot en met vers 12. En dan die ander dier is Openbaring 13 vers 11. Okay. Kom ons lees gou lekker saam hier. En dan gaan ek dit natuurlik verduidelik, so ons gaan net eers deur die skrif lees. Dis 'n lekker opsomming van alles, dat ons dit nou mooi kan verstaan. Uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur al die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard ontvang en lewendig geword het. Gaan na vers 15 toe. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop, behalwe hy wat die naam of die merk van die dier of die getal van sy naam het nie. Nou kom ons kyk gou-gou en ons verduidelik gou-gou hierdie skrif. Nou, ons sien hier so, hy praat van die lam, hy begin met die lam. Nou, daar kan ons al klaar sien dat hy praat hier van die Christelike wêreld. So die lam wat hy van praat is die Christelike wêreld. Die draak
is Satan. Nou kom ons gaan kyk of die draak Satan is. Openbaring 12 vers 9. Openbaring 12 vers 9. Kom ons kyk gou hierdie skrif. Hy sê, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, en die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. So die draak is Satan. OK. Nou, ons het al reeds gesien dat Eva en Jesus verlei is deur middel van die woord, deur Satan, en die afvallige kinders van die Here, wat die woord predik, praat uit die mond van die antichrist, van Satan. OK? So dit is hoe hy verlei, deur afvallige Christene, so almal wat afvallig is, uit hulle word hierdie valse profeet gevorm. OK? En hulle almal praat hierdie valse evangelie. Amen. En hulle verlei met daai valse woorde waarmee hulle geïnspireer word deur die antichrist, die Satan homself, basyn hulle uit en verlei hoeveel mense. OK. Nou dit wat hulle verkondig is uit Satan, uit die antichrist. Nou ons sien, hy kan ook vuur uit die hemel neerdal. Nou hierdie vuur is die krag van sy valse oortuiging, want vuur is oortuiging. Yes. OK? So die vuur van God is die gees van God wat oortuig, die vuur van Satan is die gees van Satan wat oortuig. Nou die hemel wat hy hiervan praat is die geestelike wêreld, dit is nie die hemel van God nie. OK, so in die geestelike wêreld, OK, laat hy hierdie vuur uit die geestelike wêreld laat hy die vuur neerdal. So hy bring hierdie oortuiging Amen. op die aarde in kinders van die Here se lewe. Nou die hele Christelike wêreld vorm hierdie valse profeet. En al wat hierdie valse profeet profeteer is oor wêreldse rykdom. Sy prediking gaan dag en nag daaroor oor wêreldse rykdom. Dat dit goed moet gaan met ons op hierdie aarde. So dit is waarmee die valse profeet besig is. Nou kan ek dink jy verstaan wat op hierdie stadium in die Christelike kerk gebeur. Dis al prediking wat uitgaan dag en nag op elke platform, op elke prentjie, op elke kliseë, op elke ding. Gaan dit oor wêreldse rykdom. Nou, natuurlik gebruik hy die woord van die Here, of hulle gebruik die woord van die Here, die valse predikers gebruik die woord van die Here om hulle begeerlikhede deur die woord te bekragtig. Is dit nie so nie? So daar word skrifte gelees, skrifte word geïnterpreteer om hierdie wêreldse begeertes te bekragtig. Nou, hierdie valse profeet wat uit die geleedere van die Christelike wêreld kom, verhef die wêreld. Nou dit is die dier. En hulle verhef dit, hulle maak dat dit reg is, as ek dit so kan stel. Ja. En so is hierdie wêreldse begeertes opgerig ook in die Christelike kerk. Ja. So wat doen hierdie valse profeet? Hy verhef die wêreld in die Christelike kerk. Hy stel dit eintlik so mooi oor die dier. Hy rig hierdie beeld op van die dier voor die mense, so hy bring die wêreld in die Christelike kerk in. Yes. Die beeld van En nou is hierdie beeld in die Christelike wêreld wat opgerig is deur die valse profeet. Deur die prediking van die woord. Dit is scary om hier aan te dink. En op hierdie manier regverdig die wêreld hulle self om ook so aan te hou om nog veiliger te word. So die Christelike wêreld promotiveer hierdie beeld wat opgerig word. So. En hierdie beeld kry 'n gees om te praat. Nou, 'n beeld is dood.
Maar hierdie beeld kry 'n gees. En nou wie is hierdie beeld? Hierdie beeld is die god Mammon. Hierdie beeld kan praat, want geld kan praat, aardse rykdom kan praat, dit het mag. So hierdie mag en dinge vat totaal en al die hele Christelike kerk oor. En dit is natuurlik ook die hoervrou Babylon wat al die mense aanbid wat onder hierdie mag van geld is, van rykdom, van begeerlikhede op hierdie aarde. Nou ek wil gou hierso op hierdie punt dat ons gou 'n liedjie luister wat oor Mammon gaan. Kom ons luister dit gou. Geen huis nog kan twee Here dien nie, want hy sal die een hart die ander lief hê, of hy sal die een aanhang met sy hart en die ander verag en laat gaan. Jy kan nie verdeel wees binne-in, jy kan nie twee paaie loop nie. Niemand kan twee Here dien nie. Jy moet kies aan wie jy behoort, of God alleen met jou hele hart, of die wêreld wat jou wil vashou. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Daar is net een troon in jou binneste. Kies vandag wie jy sal dien, met jou lewe, met jou alles, met jou siel. Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en verlaat, en die ander lief en volg met oorgawe, met alles wat hy het en is. Jy kan nie halfpad staan nie, jy moet jou hart volkome gee. Niemand kan twee Here dien nie. Jy moet kies aan wie jy behoort, of God alleen met jou hele hart, of die wêreld wat jou wil vashou. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Daar is net een troon in jou binneste. Kies vandag wie jy sal dien, met jou lewe, met jou alles, met jou siel. Een Heer, een koning, een pad om te loop, een waarheid, een lewe. Hy roep jou nou. Laat los wat jou bind, gee alles vir hom, want waar jou skat is, daar sal jou hart bly woon. Niemand kan twee Here dien nie. Ek kies nou om u te volg met my hele hart, my hele lewe. My God, u alleen is my bron. Nie Mammon, nie wêreldse dinge sal my hart weer vas kan hou. Ek kies vandag wie ek sal dien, en Here, ek kies vir u. Ja, ek dink as ons na hierdie liedjie luister en ons nogal besef hoe ernstig is hierdie sak. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Wie dien jy? Is jy besig om twee Here te probeer dien? Of besef 'n mens dat jy met die Here God alleen dien, soos wat Jesus vir Satan gesê het, die Here jou God moet jy alleen dien. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou, die woord sê so mooi, dit is mos nou die hoervrou Babylon waarvan ons gepraat het. En die woord sê so mooi, kom onder haar uit. In Openbaring 18 vers 4.
Openbaring 18 vers 4. Praat hy met ons as kinders van die Here. Kom onder haar uit. Sodat ons nie haar pla hoef te ontvang nie. Dis skryf nie, wat is die skrif daar? Skies, daar is hy. Daar is een skrif. Openbaring 18 vers 4. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Die Christelike wêreld het al so deel geraak van die begeerlikheid op hierdie wêreld. Die woord is al so verdraai om by wêreldse begeertes in te pas en om dit te staaf. En hulle is onder haar mag. Dis eintlik scary om daaraan te dink. En dit gaan maak dat elkeen 'n keuse moet maak. Daai beeld word al reeds aanbid in die Christelike kerk. Nog net sy naam en sy merk moet aanvaar word. Want die beeld is al so in mense se harte vas deur die woord, dat die mens sukkel om los te kom, om vry te kom, om die werklike waarheid van die woord, die vryheid van die woord in sy lewe aan te neem. Nou die wêreldse begeertes word geregverdig uit die woord uit. Dit is hoe die anti-Christ die wêreld regeer. Deur sy oortuiging, deur middel van anti-Christe, wat sy vuil werk doen. Dis eintlik verskriklik om daaraan te dink. Nou, iemand moet natuurlik oortuig wees van sy interpretasie, om te doen wat sy wil is, om sy interpretasie krag te gee. Dit is so. So, mense moet dit glo. Hulle moet dit doen. Hulle moet dit toepas. Om wel vir sy verleiding, vir sy interpretasie krag te gee. Nou die gewildste prediking op hierdie stadium is natuurlik dat dit finansiëel met jou moet goed gaan, dat jy gesond moet wees en dit word gekoppel aan 'n sterk geloof. Okay? Hulle sê armoede en siekte is 'n vloek. Nou, deur 'n groot geloof kan jy dit van God eis dat hy dit vir jou sal gee. So dis die bekende, dis die gewilde prediking wat uitgaan. Dis daai arrogansie van ek eis by God. Want dit is geloof. Daar word Dis nie eens meer 'n unieke prediking. Ja, dis 'n unieke prediking nie. Dis 'n daaglikse, alledaagse, dis is 'n vloedgolf. Okay? Daar word ook geglo dat jou woorde krag het. As jy gesondheid en rykdom positief bely, sal God dit in jou lewe laat realiseer. Is dit nie so nie? Dis die gewildste prediking op hierdie stadium in die Christelike wêreld. Want die mense vat die skrif in Spreuke van die lewe en dood lê in die mag van die tong en hulle wil God beveel deur hulle eie woorde, deur positiewe woorde, terwyl daar niks van positiwiteit in die woord van God voorkom nie. Daar's geloof of ongeloof. Okay? En as jy die woord van lewe, van die waarheid verkondig, sal jy die vrug daarvan eet, jy sal hemel toe gaan, jy sal die ewige lewe beerwe. Dis die woorde van lewe. Dis nie iets waarmee jy God beveel nie. Maar as jy die valse prediking van die woord preek, dan is dit woorde van dood, en jy sal die vrug daarvan eet, die ewige verdoemenis, die ewige verderf, dit is die vrug wat jy sal eet daarvan. So of jy spreek die woorde van lewe, die evangelie van krag en redding, verlossing, of jy spreek die woorde van dood, die valse evangelie, wat die God van hierdie wêreld aanbid. En jy gaan die vrug van die verderf eet. Dit is hoe skrikwekkend dit vanaand is. Sjoe. Nou dit is die prediking wat uitgaan. Okay? Maar wat is die ware woord van die Here? Kom ons gaan lees 'n skrif. In 1 Timoteus 6 vanaf vers 3 tot en met vers 9. Ek wil dit graag vir julle lees.
1 Timoteus 6, vanaf vers 3 tot en met vers 9. Hy sê, as iemand iets anders leer en die instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sig na twisvrae en woordestryd, waaruit ontstaan afguns, twis, lastering, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe is in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Kry ons dit nie op hierdie stadium in prediking, dat mense die evangelie wil verkoop nie, dis winsgewend, jy moet gee sodat God vir jou hoeveel kan teruggee, jy gamble amper met die woord, want dit kan ook net in jou guns val, dat die Here jou nou 1000voudig teruggee, as jy nou geld in die kerk sit, onttrek jou aan sulke mense, onttrek jou waar die evangelie verkoop word, onttrek jou waar mense dink, die evangelie is winsgewend, jy het dit verniet gekry, verniet moet jy dit gee, maar die verniet evangelie, soos ons nou die dag gehoor het nie waarde vir die mense, die mens wil geldwaarde aan die evangelie koppel, om te voel dit het waarde. As hy betaal vir iets, voel hy dit het waarde, maar die verniet die evangelie van vrymaking, van verlossing, van krag, van oortuiging, het nie vir die mens waarde nie, want dit is gratis, dis verniet. Dis eintlik verskriklik. Hy sê, maar die godsaligheid, saam met vergenoegdheid, is 'n groot wins. Jy moet tevrede wees met wat jy het. Jy mag die Vader vra om vir jou te voorsien. Hy sal jou die daaglikse brood voorsien, maar omdat ons begeertes en ons drange wil vervul, raak ons onvergenoegd met God en die evangelie, want God gee vir ons dit wat ons nodig het. Hy voorsien in ons behoefte, en daarmee moet ons vergenoegd wees. Hy sê, want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie. Dit is duidelik, dat ons ook niks daaruit gaan wegdra nie. Jy gaan niks saamvat nie. Behalwe het jy die keuse gemaak vir jou ewige lewe of nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. OK? Dis eintlik erg, sin, ek is nog steeds hierso. Moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Dit is nog ons skrif. Waar is dit nog ons skrif? Ja, dit is nog ons skrif. Dit is nog ons skrif, papeliefie. OK, hy sê, maar die wat ryk wil word, die wat besig is om die hele tyd te sê, God wil ons seën, God wil hê ons moet hê, God wil hê ons moet onsself geniet, wat ywer vir rykdom, daai wortel van alle ewels wat voor jou neus gehou word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mens laat wegsink in verderf en ondergang. Dis die waarheid van die woord. Nie dit wat geformuleer word en skrifte wat verdraai word, sodat dit by die mens se begeerlikheid inpas nie. Hierdie is dit wat God van ons wil hê. Dit is die evangelie, vergenoegdheid, vlug van hierdie dinge al weg. Jy val van die geloof wanneer jy hierdie rykdomme en dinge wil hê. Dis nie jy het ewe skielik geloof as jy ryk word nie. Wat is geloof? Geloof is terwyl jy deur omstandighede gaan en jy hou vas en jy dien die Here en jy volhard tot op die einde toe. Maak nie saak deur wat jy gaan, wat se lyding, wat se drukking, wat se verdrukking jy deurgaan nie. Jy hou vas tot op die einde. Jy verloon nie jou geloof nie. Dit is geloof. Nie om te voel ek het geloof, wanneer ek kan bewys hoe ryk is ek, hoe gesond is ek. Dis nie geloof nie. Geloof is iets wat ek nie kan bewys nie, maar ek hou aan, ek hou uit, ek druk deur,
tot op die einde toe. So ek hoop vanaand se Bybelstudie kon baie vrae dalk in ons harte beantwoord het. It's crazy. Van die antichris, die antichriste, hoe dit te werk gaan, hoe hierdie alles in die evangelie bymekaar kom, en dat ons harte kan loskom, dat ons nie weer skuldig hoef te voel, wanneer ons arm is nie, wanneer ons siek is nie, maar ons hou vas aan ons geloof, ons volhard, ons trek deur tot die einde toe, dan sal ons gered word. Die ander lei tot die verderf. Dit lyk dalk goed op hierdie aarde. Jy kan dalk in jouself roem. Jy kan dalk mag oor mense bekom. Maar dit op die ou einde daarvan is die verderf. So ons wil elkeen vanaand aanmoedig en bemoedig. Moenie dink daar's fout met jou wanneer jy deur druk, verdrukking, lyding en al hierdie dinge gaan nie. Dit is wat Paulus so mooi vir ons skryf in al sy briewe. Ons moet hierdeur gaan. Dit is ons pad. Daar is nie iets anders in die evangelie nie. God verander nie, sy woord verander nie, dis hoe dit sal wees. En of ons dit nou wil weggee of nie, dit is hoe dit sal wees. Andersins kan ons wegval van die waarheid. En ons kan agter hierdie dinge aangaan. En ons siel kan verlore gaan. So ek wil vanaand afsluit met nog 'n lied, wat my nogal baie getref het om vrygewig te wees. En ek wil dit vir u speel, geniet dit saam met my. Volgens die skrif natuurlik, dit is in 1 Timoteus 6 vers 18 kan u dit gaan lees, en dan kan u ook hierdie lied so lekker saam met ons geniet. Wees vrygewig, en met 'n baie lekker aandjie hê. Stanley is môre aand 6:30 op die lig met die Engels van hierdie Bybelstudie, so kom geniet dit saam met hom. Jy gaan nog baie dinge leer wat jy nie vanaand geleer het nie. So skakel gerus môre aand 6:30 in. Geniet die lied saam met ons en tata! Niks het ons hierin gebring, niks sal ons wegdra. Leef asof ons niks besit, tevrede en vry, 'n groot wins. As ons kos en klere het, moet ons tevrede wees. Die Here dien met blydskap. Wees tevrede en deel uit. Wees vrygewig, gelukkig sal jy wees. Met 'n hart vol van blydskap sal jy dien. Met oorvloed in jou hart, loon weg gebede. Streef nie na hoë dinge nie, dit gaan verby. Voeg jou by die eenvoud, gelukkig sal jy wees. Hoogmoed en trots, dit is al wat dit bring. Wees vry en deel uit. As ons kos en klere het, moet ons tevrede wees. Die Here dien met blydskap. Wees tevrede en deel uit. Wees vrygewig, gelukkig sal jy wees. Met 'n hart vol van blydskap sal jy dien. Met oorvloed in jou hart, loon weg gebede. Deel met broeders, hou nie terug. Dit is nie net joune, maar 'n gawe aan jou geleen. Wees tevrede en deel uit. Wees vrygewig,